Ons natuurlik nog baie wat voor lê, maar vir eers gesels ons verder en hartlike goeiemôre, good morning as jy nou by ons aangesluit het. Ja, Pieter, ek gaan nou vanoggend jou kennis op die proef stel, né? Ja. En uitsprake en die Graag. Goed, maar voordat ons daarby uitkom net weer 'n glasie My mond is so droog oor hierdie uitspraak wat voor lê, maar Nee, jy dis seker. Ek moet nou 'n slukkie neem voordat ek hierdie storie met jou deel. Ja, dis nogal interessant, hè, want ek dink dit gaan nou weer tipies gaan oor 'n naam op 'n ID-dokument of Jy so. moet wag dat ek die storie deel. Asseblief, vertel vir my. Maar jy's voor op die wa Nee, vanoggend. vertel vir my, ek kan net dink hier kom ietsie, onthou die kappie op die E. Okay, goed. 'n Jong Suid-Afrikaner wie se naam met 'n uitroepteken begin, het uiteindelik sy slim ID ontvang nadat tegniese probleme by die Departement van Binnelandse Sake opgelos is. Nou hier gaan ek nou vir jou vra, Ja. kan jy daai naam vir ons uitspreek, Pieter? Die naam lyk nogal baie lekker. Ek dink dit is Kobab Odusua Lawrence. Dit klink vir my Kobab. naby genoeg. Hè? Is Ja. dit is 'n Khoi naam, né? Kobab. Inderdaad so. Kobab. So dit is van tradisionele Khoisan oorsprong. Nou vir maande kon hy egter nie 'n slim ID kry nie. Ek dink dis 'n baie interessante storie omdat die departement se rekenaarstelsels nie die uitroepteken en sommige spesiale simbole in sy naam kon aanteken nie. Volgens die departement is die probleem binne minder as 4 weke opgelos nadat dit onder die minister se aandag gebring is. Minister Leon Schreiber, wat nou al hier gekuier het sommer persoonlik Lawrence se nuwe slim ID aan hom oorhandig. Nou die departement sê hulle IT-stelsels is nou opgegradeer om tradisionele Khoisan name korrek te kan erken en ook te druk, nie net op ID-kaarte nie, maar ook op iets soos geboortesertifikate en paspoorte. So dis nogal redelike vooruitgang. Dit beteken ook spesiale simbole en klikklanke kan voortaan amptelik aangeteken word. Nou Lawrence se ma het vroeër gesê dat die uitroepteken in haar seun se naam 'n klikklank in die, en ek hoop ek spreek hierdie reg uit, Kuku-Guap taal verteenwoordig. Klik. Ja, en die taal van, dit is nou die taal van die Nama gemeenskap. Sonder die korrekte spelling het dit vir hom praktiese uitdagings meegebring, van die aansoek om 'n ID tot alledaagse administrasie as jong volwassene. Die minister het gesê 'n naam is meer as net letters op 'n dokument. Dit is deel van 'n mens se identiteit en waardigheid. So vir die eerste keer in Suid-Afrika se geskiedenis kan Khoisan tradisionele name nou volledig en korrek op amptelike dokumente verskyn. 'n Klein tegniese verandering met 'n baie groot simboliese betekenis. En ek moet sê dis baie mooi en dit is nogal vir ons as aanbieders altyd 'n ding om dit reg uit te spreek. En ek meen, maar die spelling is 'n uitroepteken met 'n K, H en dan die U met soos 'n akkiestreepie op die U, né? Dus dit is ja, is 'n Of net 'n gewone naam. streep, net 'n gewone streepie. Ek het nogal gewonder wat beteken dit, maar ja, ek sal net daai klapklankie reg wil hê en wil hoor. So sy ma of hy moet net een keer van die naam sê, dag ek voel my so bære dat ou nie weer oor daai enetjie hoef te val nie. Weet jy, miskien is hulle nou ingeskakel. Sal Ja. dit nie wonderlik wees as ons met As ons net so 'n bietjie kon hoor nie. Ja, laat weet vir Weet ons die 'n ma of bietjie. die seun. Die ma of die seun of Maar- enige Khoisan kyker wat ingeskakel is, net daai dis vir my baie mooi as hulle gesels, baie mooi taal. Nee? Ja. En ek dink dit is werklik, ek beskou dit as jy weet 'n vaardigheid om daai Definitief. klanke dit alles maak is baie belangrik, maar ek dink om terug te kom by die departement van binnelandse sake, dis my goed om te hoor dat daar so vinnig opgetree kon word Baie goed om nuus. aandag te kan gee aan iets wat so belangrik is, want ek meen elke persoon se naam, jy weet as mense name verkeerd uitspreek, jy sal hulle blitsvinnig Ja. reg help, of is jy nie een van daai mense nie? Nee, ek is besig om ek het al baie keer het ek ongelukkig mense se name verkeerd uitgespreek of vanne en daai tipe van ding. En ja, dan voel 'n ou maar sleg en goeters en na die tyd maak 'n ou verseker en dat dit het jou ook geleer om voor die tyd. Ek kan onthou ek het jare terug by ek dink die destydse Pretoria Technikon voor hy Tshwane University of Technology geraak het, toe het hulle my genooi om ook by 'n gradeplegtigheid te wees of 'n diploma geleentheid en ek moes al die name en ek meen Ja. die Afrika name en goeters ook, die Zulu, die Xhosa, daai name. En as jy nie voor die tyd regtig met mense gaan sit nie en hoor nie. En ek kan onthou die studente was eintlik, toe was ek dan self ook net na ek 'n student was. Hulle het dit so geniet oor die manier wat ek het gedoen het, want in eie Pieter Koen styl het ek myself maar opgestuur en gesê, ouens, julle moet my maar vergewe, jy weet wie jy is, maar hier is die naam. En dan het ek ook so vir 'n rukkie gekyk en dan spreek ek die naam uit en dan cheer hulle vir my. Ek het daarom nie een boe gekry nie. Nou, maar dit is goeie nuus Ja. vir ons.
Ag, ek dink 'n pleintjie ook vir minister Leon Schreiber, Baie nice. wat sommer self besluit het hy gaan die Ja. ID-kaart oorhandig. En ja, En lekker ook vir sy departement, want hulle is probleemoplossend. Hulle trek die skouers op en sê, sorry, ons gaan dit nie kan maak nie. Hulle wil regtig dit doen, want hulle verstaan, dit is deel van 'n mens se identiteit. en ek weet daar gaan mense wees wat vir ons gaan sê daar is nog steeds haakplekke. Ons is ook bewus daarvan, maar ek dink om te fokus op die positiewe nuus. Dit is vir my werklik, dit dui vir my op vooruitgang. Ek het al agtergekom die produksiespan, as ek vir hulle een te veel raak, dan as hulle nou vir my naampie onder aan wil sit terwyl die mense na ons kyk, en dis nie meer Pieter Koen nie, maar Kietertjie Poen, dan moet julle weet, iewers het ek nou die klits kwyt geraak en die span het nou vir my net so bietjie ongeduldig mee geraak. Ek maak net 'n grapie. Dit het nog nooit gebeur nie. Goed. Ons omarm ons moedertaal Afrikaans en herinner jou net weer aan die belangrikheid van moedertaalonderrig en hoe jou kind sy volle potensiaal kan bereik, mits hy in sy moedertaalskool gaan. Eintlik doen jy jou kind 'n guns om hom in sy moedertaal te laat leer, want as sy grondslag in sy moedertaal goed gevestig is, leer hy makliker moeilike begrippe aan. Boonop leer hy sommer in 'n japtrap ander tale ook aan, maar deur Afrikaans. So om 'n ingeligte besluit te neem oor jou kind se onderrig, gaan na die Afrikaanse Onderwysnetwerk, die MOS Inisiatief en afrikaans.com se webtuistes. Nou ons kuier binnekort weer verder. Ons sal maar sien of Kietertjie Poen se naam heeltyd reg op skerm verskyn, maar jy is by Goeiemôre Good Morning. Ons is nou weer terug.